Nou maar, ons is vandag in ons, dink ek 4de week al van die realiteit van die geestelike wêreld. En net weer vandag, die eerste 2 weke ons gekyk van die bestaan van die ding, word ons beskryf in 2 koninkryke, koninkryk van God en koninkryk van Satan. En aan wiese kant is jy in hierdie storie? Laasweek ons begin kyk wat se impak behoort dit op die kerk te hê en wat behoort in die kerk te wees. En die eerste ding wat ons gesê het van die 4 strome wat daar behoort te wees, dink ons is disippelskap. En om 'n disipel te wees beteken 'n navolger van Christus en die goeie net boere ding is wees dan een. As jy 'n navolger van Christus is, wees een, wat beteken jy luister vir hom. En jy doen wat hy sê en in hierdie verhouding het jy 2 goede nodig. Jy het wysheid nodig of kopskennis en jy het ook openbaringskennis nodig wat die Heilige Gees is wat met jou praat. En dit kan nie die een of die ander wees nie, jy het albei nodig. Hierdie week, die tweede ding wat ek dink ons in die kerk nodig het van die 4 strome is berading. En berading in my kop is net om God se raad of wysheid of insig te vra, daarvoor te wag en dit te ontvang en dan iets daarmee te doen. Dis om die vrymakende en helende waarheid van God self te ontvang. Dis nie mense se input nie. Mense het hierdie idee van berading as jy luister na iemand anders te. Kan dit ook wees, ons praat later oor, maar in beginsel beteken dit dis God se inspraak, God se wysheid in jou lewe, so jy met die waarheid by hom kry. Ons lewe is een lang storie. En daar's 'n klomp eerste goed in jou lewe. Daar was die eerste asemseek en toe die eerste tree en die eerste skooldag en die eerste soen en die eerste gebreekte hart en die eerste werk en allereerste goed. En in die verloop van al die goed in jou lewe leer jou hart goed. En party van die goed wat jou hart leer is die waarheid, en party van die goed wat jou hart leer is net nie die waarheid nie. En die groot goed, wat as mense nou groot is, wat het afkom gewoonlik, is goed in die sin soos, is my hart regtig goed? En wat ek God van my hart, en maak my hart saak vir God. Dis gewoonlik die goed waar het op die einde afkom. Gee om vir my hart en wat daarop aangaan. Maar die vraag is vanoggend, het ons regtig berading nodig? Want as ek grondelik net globaal oor die kerk kyk, dan is dit verskriklik missing. So, het ons dit nodig? Kom ons sê, my vriend Elwin, ek sê vir jou, Elwin, jy het berading nodig, en ek is 'n goeie vriend, so ek het soms vir jou georganiseer. Môre begin jy saam met 'n beraader werk, en dit gaan 10 'n jarelange proses wees. Hoe voel die meeste van ons as iemand vir jou so iets sê? Ek dink jy wil 'n bietjie die gesig gevat van ek weet ek het 'n paar probleempies, maar dit is nie so erg, ek het nie 'n jarelange proses nodig nie. Dis die meeste van ons 'n half ding oor dit. Ek wil vir julle lees wat sê ons goeie vriend Jesus oor die saak. Gaan pyn na Johannes 14 toe, as julle Bybels by julle het. Wat sê ons vriend Jesus? Julle glo Jesus het julle die beste vir julle op hart. Okay? Hy wil graag die beste vir julle hê. Jesus wat hy te sê het oor die storie. In Johannes 14 vers 16 en 17 gaan ons lees. Dis reg, ons mag rustig. 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle sal bly en by julle sal wees. Nou, so Jesus sê, hy gaan nou weg, hy stuur vir ons die trooster hierso. Die nuwe vertaling sê die voorspraak, die Engelse vertaling sê die counselor, wat in Afrikaanse beraader is, so, ons weet die Heilige Gees is al hierdie goede. So Jesus sê, ek gaan die Heilige Gees na julle toe stuur, hy gaan julle trooster en julle voorspraak en julle beraader wees, en hy kom nie net gou 'n check-up doen nie, hy kom nie eers 'n jaarlikse ondersoek doen nie, hy kom permanent by julle bly. Klink vir my of Jesus dalk 'n proses in gedagte het met hierdie storie. As hy sê, ek weet julle dit nodig, ek gaan weg, ek stuur hom op my plek, en dis wat hy gaan wees, hy gaan vir ewig by julle wees, want God wil jou hart aanraak met al die belangrike vrae wat jy het.
Hy wil vir jou die waarheid bring in al die onwaarhede wat jou hart optel soos wat jy deur die lewe gaan. So die enigste vraag aan my kop wat oorbly is jy bereid om deel te word van hierdie proses? Is jy bereid, sal jy jou skoene uittrek, jou reg opgee om reg te wees en actually luister na wat God te sê het vir jou en wat die waarheid van sy kant af is. Hierdie restaurasie is 'n proses. God druk nie net 'n knoppie en jou lewe spring reg nie. Hy stuur sy gees om ons te bly. Dit sê vir my dis 'n proses. Deur die jare is ons harte aangeval en gewond en dit kom hoofsaaklik deur 3 goed en dink ek, kom deur sonde, ons eie sonde, dit kom oor die mense om ons wat gewoonlik van beter woorde weet en dit kom natuurlik deur die vyand wat daarop uit is om te steel en te vernietig en dood te maak. En dit maak ons harte siek. Hierdie aanval op ons harte die hele tyd. Hoor wat sê Spreuke 14, maar dis my nogal 'n oulike prentjie van hoe ons die meeste van die tyd lyk, of probeer lyk, ten minste. Spreuke 14 vers 13. Dit sê, ook onder gelag kan die hart pyn ly en die einde van so 'n blydskap is bekommernis. Hoe gaan dit? Nee, lekker, ons smal in die bokant en 'n seer harte. So dit maak Spreuke waar, hierdie ding van ons harte word gewond en dis hoe dit lyk, ons smile, maar 'n seer aan die binnekant. En dan, wat dit ook doen, is dit maak dit moeilik, wat die Bybel van ons sê om te doen. 1 Petrus 1 vers 22, sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Nou ons weet, Jesus het ons hart kom rein maak, maar nou moet ons mekaar vurig lief hê en ons sukkel met daai ding, want ons hart is gewond. Die antwoord vir al hierdie vrae en probleme van ons seer harte, of lê in ons seer harte, en die probleem daarvan is, dis met ons harte waarmee ons glo. Romeine 10 vers 10 sê, ons glo met ons hart tot geregtigheid. En as ek dink oor die gebrokenheid van mense se lewens in hulle harte, dan is dit geen wonder dat mense so sukkel om God te glo nie. Want ons glo met ons harte. Die aanslag op ons harte, julle begin klein. Ons ontwikkel nie ons kerngeloof, soveel as wat dit in ons gevorm word nie. Dit begin as jy jonk is, en 'n mens sou dink dat die meeste van deursigtige leuns wat jy optel in die lewe stoot 'n mens weg. Maar dit lyk nie of dit so is nie, want hulle word juist gevorm in tyd dat jy kwesbaar is en wanneer jy broos is. En dit is soos 'n afdruk in nat sement. Die dingetjie is daarso en as jy dit uitlos, mettertyd word dit droog en jy draad vir die res van die lewe saam met jou. En wat ons nou glo in ons kern is reeds lank teruggevorm. En in 'n groot mate kom die ding van ons families af. Nou ek is seker elke van ons het 'n oulike familiestorie. Waar jou hart gebreek is deur familie en die leuns wat jy optel deur die lewe met familie. Ek wil vanoggend net vir jou 'n paar voorbeelde in die Bybel wys van mense wat deur dieselfde twak is. It's the human condition, is gewoonlik die woord ek soek. Eerste storie is die storie van Josef in Genesis 37. Genesis 37 tussen vers 5 en vers 20 is die verhaal van Josef. So ek gaan net vir julle 'n stukkie sommer uitlees. As ons begin by vers 5. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. En hier vertel hy nou vir hulle sy droompie van hoe hulle gaan buig voor hom. En daarna het hy nog, vers 9, daarna het hy nog 'n ander droom gehad en hy het dit aan sy broers vertel en toe vertel hy vir hulle van die son en die maan en goeders. En sy broers was opgunstig op hom, sê vers 11, maar sy pa het daarmee saak in gedagte gehou. Toe stuur sy pa later na sy broers dat in die veld is, as in die storie aangaan, en toe hy pad is soontoe, hier by vers 18 rond, en hy het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daai dromer aan.
kom dan nou, laat ons hom doodmaak, en een van die putte gooi. So hier is Josef, en Josef is uniek gemaak, miskien onwys van sy kant af, maar hy is uniek gemaak, hy is 'n dromer, en as ek dink aan Adelike se input in ons lewe, omdat hy 'n dromer is, of hy die, dis massive. En hier is Josef met sy unieke ding wat hy het by God gekry het, en in plaas van uit sy familie dit vier, maak hulle dit dood. En dit is die storie van Josef, en dis hoe die lewe werk, as jy dink, sê maar, 'n meisie word groot in 'n huis, waar sy net afgemaak word as lelik. Sy probeer haar pa se prinsesie wees, en sy aandag vang, en al wat sy voel, is net sy ergernis en sy tipe van verstoting van haar. Of 'n laaitie wat in 'n huis groot word, en hy voel soos 'n wash-out, en hy het nodig, iemand moet vir hom sê, jy's 'n man, jy het wat dit nodig is om 'n man te wees, en dit gebeur nooit nie. Hoe voel sulke mense se harte as hulle groot word? Want dis ons almal se storie daai, op een of ander manier. Verseker voel so hard, sleg, nie die moeite werd, om voor te veg nie, en so 'n persoon kan ons nou nie dink dat God gee om vir sy hart nie, want waar was God dan gewees? So dit is waarmee ons sit, in ons harte. Volgende storie is een van Dawid, in 1 Samuel 17, Mense gaan nie vir die storie lees nie, soos ek highlights vertel. Almal ken die ding. Dawid, amazing ou, tienerlaaitjie al, stap by 'n oorlog in, en hier staan al hierdie brawe soldate, onder wie sy broers is, en hulle is die ouens wat veronderstel is om die moed te hê en goede, en hy stap in vers 32, sê hy vir hulle, moenie hoor aan die manne, ek gaan hierdie Filistyn vir julle kom uitsort. En mense nou dink sy boeties weet nou al van sy geskiedenis, en hulle moes gesê dat ons is so bly daar het gekom, want ons het gesien hoe God hom al help om weer te wen, en die leeu's te verwoes, as hulle die skape wil omvang. Dis wat hulle van hom weet. Ten spyte daarvan, kry hy vers 28 by sy boeties. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword en vir Dawid gesê, waarom het jy eintlik afgekom? En aan wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn gegee? Ek ken jou vermeerdheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om geveg te sien. So Josef kom sê, ek gaan hier dan kom beklei, hier is aan my kant, en al wat sy boeties net sê, dit laat my te dink aan hy, Dawid, dit laat my te dink aan hy storie van Narnia, van die een laaitie wat met die White Witch gaan bietjie te veel te doen gehad het, en wat sy so afmaak is Little King, is mos wat ek gesê? Ja, Little King. Van daai ding, van hulle weet wat Dawid kan doen, hulle ken sy geskiedenis, en hy sê soos, waar is jou tropievee, wat het julle nou met hulle gedoen, wat kom jy, so ken jou bose hart, in plaas van dit wat God uniek gemaak het in Dawid, deur sy familie erken en gevier word, spring hulle op het. Dis die storie van ons lewe daai. Jesus self het nie die ding vrygespring nie. As julle kyk in Johannes 7, Jesus het ook familie op aarde gehad. En vers 1 tot 5, lees ons 'n stukkie daarvan, en daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. En die fees van die Jode, die Hittefees, was naby. Sy broers het vir hom gesê, vertrek hiervandaan en gaan na Judea, sodat die disippels ook die werke kan sien wat hy doen. Want niemand doen iets in die geheim en soek tergelykertyd om in iedereen se mond te wees nie. As u hierdie dinge doen, vertoon u self aan die wêreld. Want ook sy broers het aan hom nie geglo. So Jesus se boetie sê net vir hom, wel jy wil nou famous wees. So moet nou net hier bly, jy gaan nou soek dat almal jou tog kan sien. Dis mos wat jy wil hê. Want hulle glo nie wat hy doen nie. So dis Jesus se familie. Het jou familie in jou geglo? En wat het hulle te sê gehad oor jou hart, en wat God spesifiek en uniek in jou gemaak het? Ek dink dit aan al die gesinne waar kunstenaartjies groot word, met stikkende harte, want hulle word groot in 'n gesin vol ingenieurs, of 'n boekhouertjie wat gekneus word deur 'n familie met 'n klomp kunstenaars.
Die aanslag op ons hart is nie toevallig nie, en is nie sommer net willy-nilly nie. Dit is met 'n baie spesifieke doel, en is gewoonlik die gedeeltes van ons hart wat God juist uniek gemaak het. Nou die goeie ding daarvan om hierdie ding te besef is, daar's actually 'n plek vir jou om te weet waar om te soek vir jou genesing. Want as God daai ding wat in jou uniek is en seer kry, word gewoonlik iets waar jy skaam is. So as God dit kan genees, is dit gewoonlik jou sterkte in 'n plek van bediening en al sulke fantastiese goed, want dis wat God jou uniek mee gemaak het. Dis waar die grootste aanval is vir ons, is op daai gedeeltes. Wat het jou lewe jou geleer oor dit wat God jou mee geseën het? En wat het jy oor al die jare met jou hart leer glo oor wat met jou gebeur? Dis gewoonlik goed soos. Maar het is nie enige iemand se tydwerk nie. So miskien 'n vrou sê wat sy ouers nie vir haar tyd gehad het nie. Of maar hart is swak en ek is swak, so iemand laat miskien sou sê wat groot geword het met 'n klomp onmannende goed wat met hom gebeur het en sy pa lag gemaak het. Gebeur baie in ons volkie. Ek kan nie my hart aan iemand vertrou nie, my hart is sleg, als ek tipe goed. Dis wat mense optel en glo in hulle harte soos hulle deur die lewe kom. En gewoonlik is die familie 'n groot gedeelte daarvan. So wat glo jy vanoggend? Want die kerngeloof wat in jou gevorm is, gaan daar bly tot iemand dit uithaal en genees. Dit gaan nie sommer net verdwyn nie. So ek wil graag dat ons begin kyk na die wonderlike beraader wat Jesus gesê het, God vir ons gestuur het. En ek wil julle 'n storie vertel van myself. In hierdie proses wat ons mense deurvat vir innerlike genesing. Dit gaan altyd oor ons eie stikkendheid. Maar partykeer is dit nie die ding van iets is nou stikkend en dis hoe jy daarvoor soek nie. Dis gewoonlik hoe dit gebeur. Maar die voorbeeld wat ek vir julle wil noem is daai ding van sondebestuur wat ek al oor gepraat het van. Die meeste Christene is by ding van dat dit net bo lekker lyk. Onderdruk die goedjies weet weg want dit kan bo lekker lyk. En ek is 'n goeie Christen sê en so ek kyk nie pornografie nie. So ek manage hierdie ding propers. Jy byt op die naels en ek wonder. maar jy manage die ding, wat is wat 'n goeie seentjie doen. En bygesê daar is nie verkeerd met doen goed met wysheid nie. Okay? Dis deel van die feit. Maar dis nie oorwinningslewe nie. Dit is deel van die feit. En ek gaan saam met daai deur 'n sessie. En God spreek sy waarheid in my lewe in, soos wat hy dit doen. En die amazing ding van is, ek sit en dink, as jy na 'n beraader toe moet gaan in die tradisionele sin van die woord, van iemand gee vir jou sy goddelike opinie, sê vir jou wat die woord sê, al die goede. Dit wat ek met God gekry het, was totaal op 'n ander plek. Niks uit waar ek oor ingegaan het nie. En toe ek die waarheid by God hoor oor wat ek vir myself glo, en ek kom uit die storie uit, toe is dit nie so gefight nie. So, whatever gebeur in ons gebreekheid, en God maak daai ding gesond, word jou lewe makliker, want dit word nie meer sonde beheer nie, dit word genesing, en vrymaking, en al die goed wat Jesus gesê het, hy bring vir ons. So God se inspraak in my lewe, en sy antwoorde op my direkte vrae, het die vryheid vir my gebring, waar ek het moes beheer. En dis my 'n wonderlike, fantastic ding, van wat die Heilige Gees kom doen met ons, as hy ons beraader is. As jy dink oor die storie van Petrus was een van Jesus se favorites, as mens dit so kan stel. Hy was 3 van die lot wat saam met Jesus op die berg van verheerliking was. Jesus het Jairus se dogtertjie gesond maak byvoorbeeld, toe moes almal buite bly, Petrus gaan saam met Jesus binne toe. En in Getsemane, toe Jesus in groot benoudheid is, toe gaan praat hy met Petrus vir ondersteuning. So Petrus moes geweet het, ek is spesiaal vir Jesus, dit is nie sommer net nie. En hoe dink julle moes Petrus dan aan sy hartjie gevoel het, toe hy Jesus nie een keer nie, maar 3 keer verloor? Ek dink dit moes nogal vir hom 'n redelike storie gewees het. So na Jesus se opstanding, sien hulle weer daar, stoei met die visvangere, en hy staan op die strand, en hy sê, hulle gooi daai kant, en hulle vang 'n bergvis weer, soos die eerste keer, en Petrus is so bly, hy spring in die see, en hy swem uit strand en huis toe, en hulle het 'n groot gekuier oor 'n visie op die kole, en dan lees ons hierdie storie verder, Johannes 21. So hulle is net mooi op die strand, na hulle eerste ontmoeting weer na huis is op is. Johannes 21 vers 15.
En toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. En hy antwoord hom: Ja, Here. U weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here. U weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy my derde maal gevra het. En hy antwoord hom: Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Is my amazing story, want Jesus laat nie net Petrus hierdie ding onder die mat invee nie. En hy weet, as hy hierdie storie met Petrus los, gaan hy verraai. Gaan vir Petrus dalk nog iewers in sy lewe baie seer maak. Dan as jy nie voel jy het wat's confidence, vertroue met God en jy het vryheid om te gaan oor iets wat jy dink jy is onskuldig, dan kan jy nie behoorlike getuienis wees om teenoor ander mense nie. Jy sukkel om met God te praat en net sê wat jy weet om te sê, jou eie behoeftes, al die goede. En Jesus weet hierdie ding van Petrus. En so hy los hom nie net uit nie. Die meeste van die tyd probeer ons die pyn net wegkry. Dis wat ons doen. So ons sit dinge agter ons en ons kwai die Bybel wat sê ek los die dinge agter my en ek kyk na vorentoe en al daai stuff. Maar ons lewe in ontkenning. En met Jesus werk dit nie so nie. Hy wil vir ons die waarheid in ons binneste inbring, sodat daar restaurasie en vrede kan kom. En die manier wat hy dit doen is hy vat ons juist in ons binneste in. En hy neem ons terug na ou herinneringe. So omdat vir Petrus ongemaklik begin raak het Jesus hom net uitgelos nie. Hy het aangehou totdat sê en dit het Petrus seer gemaak, het hom bedroef. En dis die hele punt daarvan. Jesus kom en dan maak hy wond oop en maak hom dan gesond. Hy kom draai net 'n verbandjie om die storie. Nou ons kan paadjies terugvolg met gebeurtenisse wat dieselfde emosies in ons opwakker of ontketen, opwek, al daai mooi dinge. Jy voel byvoorbeeld ewig ontstel nou, want jy is oorgesien vir 'n promosie, want jy was maar net altyd oorgekyk wie jy kind was. Of jy is bang nou, want jy was bang in jou kamer toe jy kind was. Dit is nou baie eenvoudige goed. Maar al die gebeurtenisse wat nou gebeur is geleenthede wat Jesus skep vir ons om ons binneste in te klim en ons gesond te maak. So ek wil hê jy moet begin dink oor sulke omstandighede in jou lewe en begin gebruik van wat dit is. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker as Jesus begin krap met dinge nie. Maar hy vat jy juist in jou binneste en is geleentheid vir jou om saam met hom te gaan sit en te sê, Here, is my beraader, wat? Daar's groot sake wat amper universele goede is, wat ons by uitkom, en dit is gewone goede van die hart, julle, dit is waar ons aangevul word, en wat mense wil weet is van, is ek goed binne, en gee God regtig my hart om, en wat dink hy van my? Nou die interessantheid is, ons kan nie die waarheid in onsself inpraat nie, ons kan nie die waarheid in die Bybel lees en dit net, daar is ons nie, ons kan dit nie van ander mense af, ons moet dit vir onsself ervaar, en ons moet dit by God hoor. God ontmoet jou in daai omstandighede, wat jy is daarso, net soos wat hy vir Paulus vir Petrus teruggevat het. So ek wil hê jy moet vir God self vra, dat hy vir jou sal wys, dat jou hart goed is, en wat hy van jou hart dink. Kan ons hulp van ander mense kry, hoe werk die ding, want gewoonlik is dit mense, se konsep van berading is, dis ander mense bedoel op die storie. Ons moet definitief by God self 'n antwoord kry, maar dit beteken hy kan nie mense gebruik. Okay. Solank die antwoord van God afkom, is mense in die proses okay. Ons het ander mense nodig, ons is deel van sy liggaam, en baie keer is dit net 'n ding van onsself is te bang om op ons eie op 'n plek in te gaan. So jy het mense nodig, is makliker. Baie keer het mense net meer ondervinding en kennis as ons, en ons is 'n bietjie half nog clueless. Mense kan jou help om deur die storie te gaan. Baie keer is ons so betrokke in ons eie stad, jy kan nie jou eie lewe raak sien nie. Jy het iemand nodig om buite te staan of jy te sê wat hulle sien. Dis vir hulle
baie duidelik, jy kan net nie sien nie. So ons het definitief mense nodig in hierdie proses. Maar die waarheid en die genesing moet van God af self kom. Doktrines en kopkennis en allerlei goede is fantasties, maar die vrymaking van waarheid kom net as dit diep in jou hart insink. En dit is wat Jesus kom doen het vir ons, en ook my gesê het, ek stuur vir julle, het is beter dat ek weggaan, ek gaan vir julle die beraders stuur, die Heilige Gees. Ek wil net vir julle vinnig beduie, hoekom ek dink dit so fantasties werk, dat God ons verlede teruggaan, en ons genees op die plek waar ons hier gekry het. En dit is vir my 'n verklaring van omtrent die meeste goed wat my awesome is van God, en dat mense diep probleme het, los ek op met hierdie een ding, en dit is God staan buite tyd. As jy 'n probleem gehad het, is 'n dogtertjie van 3 jaar oud, en God klim daarin, dan klim hy nie in jou verlede in nie. Hy is teenwoordig op jou 3 jaar verlede. Dit is vir hom nou, hy is buite tyd. En God genees jou daarso, soos wat hy jou nou sou genees, as hy moes jou nou hier aanraak. En hy los die hele gemors op, tot waar jy nou is. So hierdie is nou 'n baie, vanoggend 'n half teologiese gesprek, om iets wat baie prakties behoort te wees. En julle weet, ons doen dit, so as ons ooit vir enige van julle van hulp kan wees, asseblief. En hier's 'n klomp mense gelukkig ook in die leerproses van hoe fantasties God mense aan die binnekant kan help. Maar ek wil iemand net begin self dink oor hierdie goede van, hoe ervaar ons die volle en die ware lewe wat Jesus gesê het hy bring? Hy het so nie gelieg toe hy gesê het, ek bring vir julle volle lewe nie. Laasweek ons ervaar deur die disipelskap. En hierdie week ons ervaar het, as ons toelaat dat Jesus ons vat waar dit seer is, sodat hy ons kan gesond maak, en die waarheid kan inspreek in ons menswees in. Net God kan vir jou antwoorde bring wat jy nodig het, julle. Mense het nie daai slimheid nie. En wat wil Jesus doen? Soms net 'n paar verse van wat wil Jesus doen? Eerstens is Psalm 51 vers 8. Sê, kyk, u 'n welbehae aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Dis wat God wil hê van jou. Waarheid in jou binnekant. Opplak aan die buitekant is nie die antwoord nie. Dis goed vir van die lewe bly, maar dis nie die oorwinning wat Jesus vir jou beplan het nie. Johannes 10 vers 10. Ja, maar dit is geen die storie van al. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Dis wat God vir jou wil hê. Nie sonde bestuur nie, oorwinning. En dan die awesome gedeelte, Lukas 4, waar Jesus kom aanhaal uit Jesaja 61 uit, oor wat hy kom doen het. Lukas 4 vers 18. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is, te genees. Om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig. Om die wat gebroken is in vryheid te stuur. En om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis wat Jesus kom doen het in sy eie woorde. So ek wil hierdie week uitdaag, gaan doen dit. En dan kan ons volgende week daar praat van as jy gaan vra van God hierdie 2 vrae net hierdie week. As jy goed opduik anderstens in situasies, dan vra jy vir hom. Maar gaan vra van God hierdie week. Here, het ek 'n goeie hart? En wat dink u van my hart? Wat dink u van my? Gaan vra van God hierdie week, wat dink hy van jou? En dan gaan sit jy en vat 'n bietjie tyd om hoor of sê wat sê God vir jou. Want dis die ding wat agtergekom het met hierdie hele storie van ons. God het nog nooit nie gepraat nie. Ons lewe so, almal jaag voort en gaan te kere en ons lees die Bybel en doen staffies en het groepies en allerlei goede, maar die ding van net stil word en luister is weg. So vat net die tyd en gaan sit net en sê, Here, wat dink u van my? Ons maak ons mee toe. Here, ons waardeer u soveel
Want ons weet U het lewe vir ons gebring en U sê so duidelik, U het vir ons lewe in oorvloed gebring. En U sê, ons is genees deur die wonde. En U sê, U sorg vir ons in elke opsig, dat ons nooit sal tekort hê nie. En alle dinge sê U. En ons begeerte is vanoggend om daai dinge te sien, realiseer in ons lewe, in ons gemeente, in die gemeenskap wat ons in is. En hierdie is die pad, Here, wat dit gaan. Dit is hoe ons dit het, hoe ons dit kry, dit wat U klaar gebring het. En ek dank U dat ons dit nie kan verdien nie, dat ons U guns en U vryspraak en U seën niks kan verdien. Dis U geskenk aan ons. Maar ons wil ook leer, Here, om te luister, sodat ons navolgers van Christus kan wees. En ons wil ook toelaat dat U in ons lewe kom inklim met U wysheid en met genesing in die hande om ons binnekant te kom gesond maak. Sodat ons die oorvloed lewe kan lewe wat U gebring het en sodat ons dit kan aanbied vir ander mense om ons. En op hierdie punt, Here, wil ek net vir U vra om asseblief die mense wat hier moet wees, hiernatoe te stuur. Want ek glo dat deel van hoekom U ons hier neergesit het, is om daai genesing mense te van vertel en te help mee op whatever ons kan doen in U werk. Maar ek glo so, dit is 'n ding wat U beplan het vandag. So ek bid hierdie week dat U elkeen wat hier so sit sal Here net herinner maar met hulle sal praat deur die Gees soos wat U nog elke keer gedoen het vir ons. En dat ons op 'n nuwe vlak sal leer kommunikeer met U. U sê die Gees is altyd by ons vir ewig. En Here, help ons luister, help ons hoor en help ons reageer op daai woord van U en op die vryheid en die genesing en die restaurasie wat U bring. Ons waardeer, Here. Ek kom seën weer vanoggend elkeen wat hier so sit in die naam van Jesus. Met elke goeie gawe wat U gebring het. Ek seën hulle met voorspoed en guns en lewe in oorvloed. En ek bid dat U hulle sal beskerm, sal veilig terugbring. Volgende keer in Jesus naam. Amen.